Hartlik goeiemôre vriende, dit is Dinsdag voor Paasnaweek en hierdie week met ons kort boodskapies herinner ons osself aan die wonder van dit wat Jesus vir ons gedoen het en hoe ongelooflik dit is om dit ook mee te maak elke jaar, om te kan besef, ons kan deel in sy lyding en dit is eintlik die kern van die Christelike boodskap, is dat ons saam met hom alles ervaar, ons ervaar om ons eie sondige ou lewe af te sterwe saam met hom en dan opgewek te word elke dag om nuut in sy lig te kan lewe. En vanoggend kyk ons 'n bietjie na ons gebedslewe met die Here. En ek wonder baie keer waarvoor het Jesus gebid. Ons moet bid vir dat die Here ons sondes vergewe en dat dinge wat ons nagelaat het om te doen. Jesus het dit nie gebid nie. Hy het nie sonde gehad nie. Hy het ook nie nagelaat om dinge te doen nie. Hy het alles gegee. Wanneer die dag verby is en soveel mense gesond gemaak is en miskien 'n klomp mense gevoed is, kos gekry, die 5000 op die berg, dan het hy daar in die tyd met sy disippels teen die berg opgegaan. En nie hoekom nie, om te gaan bid. En daar het hy hulle geleer om in die nagtelike ure ook die aangesig van die Here te soek en dan so krag te kry. Maar in hierdie week dink ons veral daar in Getsemane, toe die aand van sy inhegtenisname en nadat hy die nagmaal ingestel het om daar in die tuin van Getsemane te gaan tyd deurbring in gebed. En hy het sy 3 getroue disippels wat miskien meer verstaan het van die boodskap as die ander, Petrus, Johannes en Jakobus, saamgenooi en gesê, kom bid saam met my, bly wakker saam met my. En toe het hy die aangesig van die Here gesoek. En om daar krag te kry, om daar in God se lig te kan lewe, maar op hierdie geleentheid bid hy, Here, dat hierdie beker by hom verby sou gaan. Dat Jesus in daardie oomblik van absolute donkerte wat voor hom lê, en daardie donkerte is skeiding met sy Vader, van sy Vader. En hoe maklik is dit vir ons baie keer om nie in die ligte te bly nie, maar baie keer 'n afdraaipad te vat en van die lig 'n bietjie weg te beweeg. Hoe maklik is dit vir ons, en Jesus wil dan daar bid, Here, laat hierdie donker beker by my verbygaan, om daardie skeiding met sy Vader wat hy gesien het wat kom, om dit dan te vermy. Maar helaas, nie soos hy wil nie, maar soos die Vader se wil. En ons loof en prys hom daarvoor, en ons sê dankie daarvoor, dat hy alles gegee het, om so vir ons die redding te bewerk. Kom ons bid saam. Vader, in die goedheid en in die liefde, en die toewyding, het Jesus gekom, en dankie Here Jesus, dat U vir ons daardie lydensbeker gedrink het, en nie weggeskram het daarvan nie, U wat sondeloos was, en Here so vir ons die voorbeeld gestel het, om in alle omstandighede, maak nie saak hoe moeilik dit is, steeds op U te vertrou, en steeds in gebed na U toe te gaan. Seën ons dan in hierdie week, terwyl ons hierdie ongelooflike gebeure vier, Here, U lyding, U sterwe, maar ook U opstanding. In Jesus naam. Amen.